Goeiemôre, baie welkom vanoggend weer by erediens. Ons sê ook goeiemôre vir Herberg en C wat by ons ingeskakel is, dat dit ook vir hulle 'n besondere dag sal wees. Ek wil net dat julle daar op attent maak, om asseblief julle selfone af te sit. En dan is daar kersse ook wat opgesteek kan word, indien julle graag vir iemand 'n kers wil opsteek, is julle baie welkom om tydens die voorsang dit sommer vir ons te doen. En dan is julle uitgaan ook vir julle wat dalk vir iemand 'n blommetjie of 'n vetplant wil gee, daar is in die portaal is daarvoor beskikbaar. So baie welkom, gebruik dit en gee dit ook vir iemand wat julle voel dat dit werklik nodig is. Ons begin ons voorsang. En die eerste lied wat ons gaan sing is lied 425, daarvan sing ons verse 1, 2 en 4. Kyk, die Here het opgestaan. Nee, is mors dood. Ja, sorry. Ekskuus tog. Hy was aan. Hy doen dit. Vol. Ek dink 'n lied. Goed, die volgende lied wat ons gaan sing is lied 427. En daarvan sing ons die eerste en tweede vers.
lyk vir my dit is nog 'n heel onbekende lied daai. Ek ken hom, maar lyk my die res van die mense ken dit nie. Die volgende lied wat ons sing is lied nommer 429, daarvan sing ons verse 1 tot 3. Volgende lied wat ons sing is lied 431 en daarvan sing ons verse 1 en 2. Die volgende lied wat ons sing is lied 434, daarvan sing ons vers 1 tot 3. Amen.
Baie dankie vir die lekker saamsing. Voor ons toetredingslied gaan sing, gaan ons eers die afrondings doen. Ek wil net aan die volgende aan julle voorhou. Ons deuroffer vanoggend te gaan vir straatwerk. Dan vra ons ook julle voorbereiding vir die volgende persone. Van Werner Vermeulen van Vraaskaal, van Flip Geldenhuis van die Kellers. En alle bejaardes is ook die in die herberg aan see. Dat ook in besonder ook aan hulle dink. En dan wil ons ook ons medelee betoon aan Anna Germaris van Gaasbaai wat oorlede is. Ook op ons opregte meegevoel aan haar en haar familie. Dan het ons ook lidmaatskap ontvang van die volgende persoon, Charles en Elise Smit van Brackenfell, wat in Kellers ingetrek is hulle ook vanoggend hier by ons? Daar is hulle. Baie dankie. Baie welkom ook hier by ons. Ek hoop dit sal ook vir julle baie geseënde tyd hier op Gaasbaai wees. Dan ons ook, wat ek net al vir julle wil daarop attent maak, dat daar is geen lofprysingsvergadering hierdie week nie, maar wel om 6 uur, 1800 uur, is daar 'n bediening van nasiesvergadering. Dan ons prediker vanoggend is Dominee Franna Herselman. Hy is daarbo, nee, ek hoop so. Ja, daar is hy is daar, ja. Ek sien so moeilik om te sien nie. Baie welkom Dominee vanoggend hier by ons. Hy sing saam met ons in die koor. Hy is baie bekend by ons, hy en sy vrou. So ons is oortuig daarvan dat die Here hom ook sal seën, ook in dit wat hy vanoggend vir ons wil vertel. Dan gaan ons nou stil word en dan daarna sing ons toetredingslied. Dit is lied 164, daarvoor sing ons verse 1 en 2. Ons is almal liefde. Liewe gemeente, aan almal van julle. Die Here groet julle. Hy is bly as sy kinders saamkom om hom te vereer op sy dag. Mag julle vanoggend ook die Here se teenwoordigheid deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees wat in elkeen van julle woon. Mag julle bewus wees op hierdie heilige oomblik van sy goddelike teenwoordigheid. Kom ons sing 'n pragtige loflied tot eer van die Here en ons sing die pragtige lied 219. Lied 219. Kom ons volg net die instruksies verder. Ek gaan nie verder enige afkondigings van liedere tussenin doen nie. Ons laat die program normaal loop soos 'n gereformeerde kerk se program.
Nou, ek het nou by die kerkraad toestemming gekry om poppenkas te hou. Ek het dit eintlik gehou vir die kinders. Maar hier is nou sien ek nie kinders nie, en die een ouetjie wat elke Sondag as ek gepreek het vir my gevra wanneer hou ek die poppenkas, is nou ook nie vanoggend hierson nie. Maar toe sê die kerkraad, dominee, doen maar die poppenkas, want dis die enigste deel van jou preek wat ons in elk geval verstaan. So ek gaan dit maar vir julle doen. Piep, piep, piep. Piep, 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 piep. Ek is 'n vrolijke muis. Is lekker om 'n muis te wees. Is lekker om 'n muis te wees. Piep, 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 piep. Is lekker om 'n muis te wees. Is lekker om 'n muis te wees. Ek weet nie. Een muis is klein, man. 'n Muis het eintlik geen sê op aarde nie. Al wat hulle met 'n muis doen is hulle vergif hulle. Ag, Varkie, ek is nog steeds bly om 'n muis te lewe, want ek lewe en ek kan asemhaal en ek kan net oulik wees. Party mense dink ek is baie oulik. Ja, ek dink party mense dink ek is ook oulik. Ai, Varkie, weet jy wat? Ek wens ek was 'n mens. Hoekom wens jy was 'n mens? Want 'n mens het 'n siel. 'n Siel? Wat is dit? Waar sit daai siel? Nee, niemand weet nie, maar 'n mens het 'n siel. En weet jy wat? 'n Mens het 'n God. Ja, maar ons het ook, hy het ons ook gemaak. Kyk hoe mooi is ek. Ek is 'n pragtige swart vark met 'n pink snoet. Ai, Varkie, ja, jy is nogal mooi en uniek. Jy is jy's ook mooi, muis. En jy's ook uniek want jy's klein. Ja, maar weet jy wat? Dit is erg van ons. Ons gaan net eendag dood. Die mense sê ons vrek. Ja, ek weet ons almal vrek eendag. Maar hulle gaan nie dood nie, nee. Ja, hulle gaan dood. Nee, hulle het 'n God en daai God maak dat hulle weer lewe. Al is hulle dood. Nee, dit kan nie wees nie. Ja, jy sien net ek en jy, ons vrek. Al waarop ek kan hoop, is dat my assies eendag gestrooi word onder 'n pragtige fynbos. Dan word ek darm op 'n manier nuttig, dan word ek fynboskos. Ja, ek wonder of varke ook 'n hemel het. Ja, Nou waar is daai hemel? ek weet nie, ek het iewers raak gelees in 'n tydskrif, varke se hemel is Escort. Wat? Ja, jy gaan in die hiernamaals 'n stukkie sappige spek word. Ag nee, muis asseblief. Nee, ek wil nie. Ek wil ook maar liewers my as gestrooi hê onder die fynbos. Dan word ek ook fynboskos. Ja, julle mense, julle weet nie hoe gelukkig julle is om 'n God te hê wat vir julle aan 'n kruis gesterf het. En vir julle die ewige lewe gee nie. Nou ja, nou gaan ek die seën uitspreek. Ons gaan lees soos wat julle nou gesien het. Hilda, jy het dit mooi voorberei. Ons gaan lees uit Lukas 24 vers 13 tot 45, maar ek moet nou eers vir julle verduidelik voordat ons ek sal dit na die tyd verduidelik. Kom ons sing net die gebed om die opening van die woord.
Nou, voordat ek begin lees vanoggend, ek gaan probeer om hierdie gedeelte in die Bybel as amper 'n tipe van 'n toneelstukkie vir julle te lees. En ek wil net agtergrond gee, want ek sien hier sit 'n paar knap teoloë hierso. Ons is geleer dat baie van die tekste wat ons dink heenwys na Jesus Christus toe, baie van die tekste in die Ou Testament wat dalk verwys na Jesus Christus, is dalk nie eers 'n verwysing na Jesus Christus nie. Dis dalk na 'n ander koning of na 'n ander redder. Maar dit het selfs in die Nuwe Testament, Paulus en Jesus self het tekste gebruik wat verwys na die Ou Testament, wat die teoloë gesê het, nee, maar dis nie eintlik na Christus wat die teks verwys nie. En daarom gaan ek voorbarig wees vanoggend om van hierdie tekste aan julle voor te lees, asof dit Jesus Christus is. Want, kyk nou mooi na hierdie tekste, en julle sal sien, dis amper 'n ongelooflike raakbeskrywing. Nou wat gebeur het met die Nuwe Testamentiese ouens, die ouens wat die Here nou net ontdek het? Hulle het gelees, hulle evangelie was nie Genesis, Exodus, Levitikus en Deuteronomium nie. Hulle Bybel was Matteus, Markus, Lukas, Johannes en sommige briewe van Paulus. Dit was die heel eerste tekste waarmee hulle gewerk het. En dan lees hulle, maar daar's ook na die Ou Testament toe verwys, hierdie Nuwe Testamentiese bekeerlinge. Maar daar's ook na die Ou Testament toe verwys. En toe begin hulle die Ou Testament bywerk. Die Jode het in hierdie nuwe Christene, die nuwe Christendom, geen sin gehad nie. Ons moet nie dink die Jode het hand om die lyf met die ou Nuwe Testamentiese Christene geloof nie. Hulle het hulle eintlik geminag, hulle het eintlik gelag vir hulle. Die een teks wat geskryf is deur een van die Jode wat hulle belaglik, hulle eet hulle God. Kan jy glo, hulle eet hulle God? Dis wat een van die tekste. So die Jode het nie eintlik sin gehad in die feit dat die nuwe Christene ook gefascineerd was met die Ou Testament nie. So die Nuwe Testamentiese Christene het na daai tekste toe gegaan wat heenwys na die verlosser toe, wat die belofte van God van een wat gaan kom. En dit is wat ek nou vir julle gaan probeer uitbeeld met hierdie Emmausgangers. Hulle het vir 12 kilometer, 10,4 tot 12 kilometer, het hulle geloop op pad Jerusalem toe. Want hulle was teleurgesteld oor alles wat daar gebeur het. En dis het waar my teks vandag begin. En kyk, juis op die dag was 2 van hulle op pad na 'n dorp toe. So hulle het geloop, onthou hulle het nie motorkarre gehad. Daar in die stofstrate, daar was nie teerstrate nie. Na 'n dorp met die naam Emmaus. 60 stadion, dit is nou 10,4 tot 12 kilometer van Jerusalem af. So is 'n redelike ver pad om te loop, maar daai jare was die mense fiks. Nou, deesdae sien ek daar's baie mense wat ook fiks is. Maar ek gaan sukkel met 12 kilometer. Maar hulle het geloop. En hulle het met mekaar gepraat oor al hierdie dinge wat gebeur het. Dis nou hier rondom die kruisiging van Jesus Christus. Terwyl hulle so met mekaar praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Maar hulle oë is verhinder om hom te erken. Hy sê toe vir hulle, waaroor loop julle so met mekaar en redeneer? Hulle het toe gaan staan, nou kan jy kan jouself indink nie, hulle het gewag vir die verlosser, vir die een wat Israel kom bevry van al hierdie verskriklike onderdrukking. En nou is hy weg. Hy's net nie meer daar nie. Teleurgesteld en te neergedruk. En as jy so is, dan loop jy ook sommer sleepvoets, jy loop moeg. En hulle gesigte was somber.
Een van hulle, met die naam Kleopas, het hom toe geantwoord en gesê, is u die enigste vreemdeling in Jerusalem, wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae in die stad gebeur het nie? Hy vra hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret, 'n profeet, magtig in woord en daad in die oë van God en die hele volk. En hoe die leierpriesters en ons volksleiers hom oorgelewer het om te dood veroordeel te word en hom laat kruisig het. Ons het so bly hoop dat dit hy is, hy wat Israel gaan verlos. Maar intussen is dit nou al die 3de dag van dit gebeur het. Sommige vroue uit ons geleedere het ons boonop ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by sy graf. En toe hulle sy liggaam nie vind nie, het hulle kom vertel dat hulle 'n visioen gesien het van engele wat sê dat hy leef. So hulle het ook nie die hele ding oor die engele geglo nie. 'n Paar van ons het na die graf gegaan en dit net so aangetref, soos die vroue gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, o julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is, om alles te glo wat die profete gesê het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly, om in sy heerlikheid in te gaan nie? En toe gebeur die volgende. Ek wil net sê, daai foto is van Johan Leroux. Ek wil net erkenning aan hom gee van, dis die Melkweg met Gansbaai se NG Kerk toring. En terwyl hulle so leef, gebeur die volgende. En dit is 'n voorstelling van my, wat ek dink gebeur het. Ek interpreteer nou hierdie teks. En Jesus het toe saam met hulle so in die stof geloop, en hy het toe bietjie met hulle begin praat. Hy het toe bietjie vir hulle die skrifte begin uitlê. En hy het gesê, staan daar nie geskrywe, luister nou my 2 broers, staan daar nie geskrywe, die Here het vir Abraham gesê, gaan weg uit jou land. Weg van jou familie en jou ouerhuis, na die land wat ek vir jou sal wys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. En hulle het so gedink in die stof en geloop en gesê, ja, dit staan in die Torah, in die eerste boek van Moses. Ons weet, ons het dit geleer, ons ken dit nou al. En Jesus stap saam met hulle in die stof op die pad, in die stof op pad na Emmaus toe, en hy sê, staan daar nie, ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou verwens, sal ek vervloek. En deur jou sal al die groot families van die aarde geseënd wees. Ja, dit is ook in die Torah. Dis ook in die eerste boek van Moses. En sê hy nie verder, staan daar nie verder, opgeteken, in die skrifte wat julle ken, terwyl hy so in die stof loop, saam met die Emmausgangers, 'n profeet uit julle midde, iemand uit jou volksgenote, soos ek, sal die Here jou God vir jou laat opstaan, na hom moet julle luister. Die Here het toe vir my gesê, wat hulle sê is goed. Ek sal vir hulle uit hulle volksgenote 'n profeet soos jy laat opstaan, en ek sal my woorde in sy mond lê. Hy sal vir julle alles sê wat ek hom beveel het. En hulle sê, Mami, jy praat so vol hoop, jy praat so die waarheid, dit wat jy vir ons sê, maak vir ons sin, gee vir ons nog. En hy sê, ja, het een van die profete nie getuig, wanneer jou tyd aangebreek het, en jy by jou voorvaders gaan rus, sal ek jou nakomeling na jou, hy wat uit jou liggaam sal voortkom, voor laat tree, en ek sal my koningskap vestig.
Hy is die een wat vir my 'n naam, 'n huis sal bou, en ek sal sy koninklike troon vir altyd laat vas staan. Ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Meneer, weet jy, ons voel sommer nou al klaar 'n bietjie verlig. Dis lekker om saam met jou te stap. Gee vir ons meer, staan daar nie in een van die profete. Maar jy, Bethlehem Efrata, al is jy gering in die streke van Juda, uit jou sal daar vir my iemand kom, om 'n heerser te wees in Israel. Sy oorsprong is uit die verre verlede, uit die dae van weleer. Dit is waarom die Here hulle sal oorgee tot die tyd aanbreek vir 'n vrou swanger te word en geboorte te skenk. Dan sal die res van sy volksgenote terugkeer saam met die Israeliete. Onthou nou, ons is die volksgenote wat gaan terugkeer. Meneer, dit is so. Dis die profeet Micha wat dit gesê het. Dis lekker om saam met jou te stap. Vertel vir ons meer, gee vir ons meer. Hy sê toe verder, hy sal optree as die herder. Hy sal optree en as herder lei deur die krag van die Here. Deur die grootheid van die naam van die Here sy God. Hulle sal veilig gevestig wees, want dan sal hy magtig wees tot aan die uithoeke van die aarde. Meneer, gaan dit werklik waar word? Ons is dan nou so verknog op hierdie stukkie pad tussen Emmaus en Jerusalem. Ons voel moedeloos en magteloos, maar nou begin hierdie goed wat u vir ons sê, uit die wet en uit die profete uit sin maak. En toe gooi Jesus hierdie ene by, want 'n kind is vir ons gebore. 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors. Vir die uitbreiding van die heerskappy en vir sy vrede is sonder einde. Hy sal sy troon van Dawid en oor sy koninkryk wees, om dit te vestig en dit te ondersteun deur die reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Die ywer van die Here, die heerser oor alle magte, sal dit doen. Meneer, dit is presies wat die profeet Jesaja gesê het. Ons ken daai tekste so goed. Nou loop ons hier saam met u, terwyl ons magteloos was, ons was vodde, ons harte was uitgeruk, en hier kom u, en u gee vir ons hierdie skrifte, u openbaar dit vir ons. Kan ons nog 'n end saam met u loop? Kom ons loop 'n bietjie stadiger, laat ons meer kan hoor. Psalm 22 sê die volgende: My God, waarom het u my verlaat? Waarom is u ver daarvan om my te verlos? Ver van die woorde wat ek uitskreeu. Maar ek is 'n wurm en nie 'n mens nie. Bespot deur die mense, verag deur die volk. Almal wat my sien, dryf met my die spot. Hulle gryns en hulle skud hulle kop. Wend jou tot die Here en laat hy jou bevry. Laat hy hom red as hy hom goedgesind is. Dis aan die kruis, né? My krag het uitgedroog soos 'n potskerf en my tong kleef aan my verhemelte. Ek het dors. Hulle verdeel my klere onder mekaar en hulle loot my boklere. Want aan die Here behoort die koningskap en hy heers oor al die nasies. Meneer, ja. Weet meneer wat? Ons het dit self gesien met ons oë. Tonele wat ons gesien het, skryf
hierdie psalmdigter honderde jare voor die tyd op. Ons het dit gesien, meneer, met ons eie oë, hoe ons God hulpeloos aan daai kruis hang. En dan loop Jesus verder in die stofstrate na Jerusalem toe. En hulle is dit omtrent baie na aan die einde van hulle pad. En dan sê Jesus, staan daar nie ook geskrywe, wie het geglo wat ons gehoor het? En die arm van die Here, aan wie is dit geopenbaar? Hy het soos 'n jong loot voor hom opgegroei, soos 'n wortelstok uit die droë grond. Hy het nie 'n gestalte gehad, geen glans, dat ons na hom sou kyk nie, hy is in 'n stal gebore. Nie 'n goeie voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy is verag, deur mense verlaat. 'n Man van smarte, bekend met siekte, soos iemand vir wie 'n mens jou gesig wil verberg. Hy is verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans, ons siektes, hy het dit gedra. En ons smarte, hy het dit op hom gelaai. Maar ons het hom beskou as iemand wat gekastei word, geslaan deur God en verneder. Hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf van ons vrede bewerk was op hom, wat ons vrede bewerk, was op hom. En deur sy wonde is daar vir ons genesing. Ons almal het soos kleinvee gedwaal, elkeen van ons het sy eie koers ingeslaan. Maar die Here het ons almal se sondeskuld op hom laat neerkom. Hy is mishandel, maar hy het hom daaraan onderwerp en nie sy mond oopgemaak nie. Soos 'n skaap wat ter slagting gebring word, soos 'n ooi wat voor haar skeerder stom is. Hy het nie sy mond oopgemaak nie. Na die swaar kry wat hy beleef het, sal hy sien. Hy sal verstadig wees aan sy kennis. My diensknegt sal hom as 'n regverdige betoon aan baie en hulle sondeskuld. Hy sal dit op hom laai. Daarom sal ek aan hom 'n deel gee onder baie, en die magtige sal hy buit verdeel, omdat hy sy lewe blootgestel het aan die dood, en by oortreders gereken is. Hy het egter die sonde van baie gedra, vir die oortreders het hy ingetree. En toe kom hulle by hulle bestemming aan. Hulle is moeg, maar nie meer moeg nie. Hulle liggame is dalk vodde van die 12 kilometer loop, maar hulle siele en hulle wese en hulle gees is versterk. Toe hulle nader kom in die dorpie, waarheen hulle op pad was, het Jesus voorgekeer dat hy verder wil reis. Maar hulle het sterk by hom aangedra, bly by ons, want dit is amper aand, en die dag is reeds verby. Hy het toe ingedraai, om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle vir ete aangeleen het, het hy die brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Terwyl toe is hulle oë geopen en hulle het hom erken. Hy het egter uit hulle sig verdwyn. Gemeente, erken u vir Jesus? Word nou vanoggend in hierdie erediens weer deeglik bewus dat hierdie redding
van 'n God wat aarde toe gekom het, gebloei het. Die herder, die goeie herder, wat die lam geword het, wat geslag moes word, wat self 'n mens geword het, 'n skapie, om geslag te word. En daai bloed was ons sonde af. Hulle erken toe, hierdie man het vir ons die skrifte uitgelê, dit het ons versterk, ons was nie moeg nie, ons wou gehad het, hy moes langer by ons kuier. Hy het hierdie woord vir ons oopgebreek, die lewende woord, die brood, die lewende woord word vir ons oopgebreek deur die woord. Die lewende woord breek self sy woord oop en gee dit en deel dit met ons. Gemeente, asseblief, word weer bewus daarvan dat ons is kerk, nie om sosiale geleenthede vir almal te skep nie. Ons is kerk omdat ons glo die ewige koning gaan na hierdie verlore wêreld toe word, waarin magshebbers al hoe maglustiger word, waarin die rykes al hoe ryker word en die armes al hoe armer, waarin die weerloses al hoe weerloser word. Jy en ek is deel van hierdie redding. En deur hierdie woord wat uit die Ou en die Nuwe Testament uitkom, breek die Here elke dag jou verlossing en jou redding en jou lewe en jou heil vir jou oop. En sy Heilige Gees wat in jou woon, praat met jou daaroor. Hy versterk jou in oomblikke van angs en nood en lyding, want hy het dit self verstaan. Hy het self verstaan wat dit is om verlies te beleef. Hy het self verstaan wat dit is om siektes te beleef. Hy het self verstaan wat dit is om in 'n onregverdige wêreld te lewe. En sy Gees woon nou in jou. Sy Gees help jou dalk om elke oggend op te staan en te sien, daar kom die son op, om elke aand te gaan slaap en te sien, Venus is in die lig. Terloops, daar is die 5de tot die 6de Mei sterrereën. Dis die sterdele van Halley se komeet wat nou in die atmosfeer in gaan kom. Liewe gemeente, al wat ek vanoggend wil hê, as die Heilige Gees vanoggend met jou kan praat en jou net kan laat besef, sy woord is ons brood, dis ons krag, dis die water vir ons lewe. Die Heilige Gees wat in jou woon, maak jou daagliks deeglik bewus daarvan, dat iewers in tyd en ewigheid daar 'n verlosser was, Jesus Christus, wat deur die stopstrate geloop het, stofstrate, wat aan 'n kruis gehang het, wat mens was, maar die hoofding, hoekom hy aarde toe gekom het, was nie om vir ons 'n voorbeeld te wees nie, om ons te red. Jesus Christus het aarde toe gekom om ons verlore mensdom te red. Dis waarvoor hy aarde toe gekom het. Voel jy vanoggend, jy's 'n gereddene? Voel bevry. Kom ons sing van ons verlosser. O liewe Here, o Heilige God, ons lewe in 'n gemeenskap waarin ons kinders aan die dood af moes staan in 'n motorongeluk. Ons lewe in 'n gemeenskap waarin daar 'n hele klompie dwelmverslaafdes in ons dorp rondloop, waarin daar moorde gepleeg word omdat mense so verslaaf is aan een of ander dwelm dat hulle dit moet bekom.
waarin daar seer is. Maar ons lewe ook in 'n gemeenskap wat gered is deur die bloed van Jesus Christus, waar ons as mense geïnspireer word deur die Heilige Gees. En daarvoor, o Here, is ons so dankbaar. Ons is so dankbaar daarvoor dat U Heilige Gees ons inspireer om goed te doen in die wêreld, om goed te doen aan die dinge om ons, aan die mense om ons. Dankie Gees van God wat in ons woon. Maak ons net bewus van die feit dat U in ons is en U skepend elke liewe oomblik in ons werk. Dankie Here. Dankie, dankie, dankie. Seën nie die gemeente en al die aktiwiteite en die vergaderinge en gee dat elke vergadering net daar sal wees om U te verheerlik. Dat ons fokus altyd net op die verlosser aan die kruis sal wees. Amen. Gemeente, jy het nou die voorreg om die Here te dien met die liefdegawe.
Here sal vir julle seën. Hy sal vir julle behoed. Sy aangesig sal altyd oor julle skyn en sy vrede sal in julle harte woon. Amen.